As Maria en die ander disippels aanvanklik nie die leë graf kon verstaan nie, of Jesus kon erken, of sy stem kon uitken nie, hoeveel te meer moet ons begeer om al hierdie geheime te verstaan, wat God deur sy Heilige Gees tog nie vir ons wegsteek nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou so aan die begin van 'n nuwe dag en na aanleiding van Jesus se opstanding is my tema vanmôre ek verstaan, ek hoor en ek sien. 4 gebeurtenisse, 4 dinge het gebeur nadat Jesus uit die graf het opgestaan het. Die eerste een is Maria, Petrus en die ander disippels. Hulle het gesien die steen is weggerol en die graf is leeg en hulle weet nie wat aangaan nie. Die eerste gebeurtenis. Die graf is leeg en hulle weet nie wat aangaan nie. Tweedens, Maria kom alleen by die graf. Sy kry die 2 engele en die oënskynlike tuinier wat Jesus was. Maar Maria erken nie vir Jesus nie. Maar toe Jesus praat, toe erken sy Jesus se stem. Die derde gebeurtenis, na Jesus se opstanding, graf is leeg, Maria het Jesus erken. Toe verskyn Jesus aan die disippels agter 'n geslote deur. En Thomas was nie daar nie. En hulle vertel toe vir Thomas, en Thomas sê, Johannes 20 vers 24, toe sê hy, as ek nie kan sien die merke in sy hande nie, en in sy voete nie, dan sal ek nooit kan glo nie. En die 4de gebeurtenis, Petrus en 'n paar ander disippels het gaan visvang, julle weet mos, en Jesus het hulle kom besoek. In vers 7 van hoofstuk 21 het een van die disippels Jesus erken, maar Petrus het hom nog nie erken nie. En toe sê die disipel, dit is die Here, en toe Simon Petrus het hoor dat dit die Here is, toe gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en hy werp homself in die see. 4 dinge het gebeur. Die eerste ene is, die steen is weggerol, die graf is leeg, en hulle het nie geweet wat aangegaan het nie. Tweedens, Maria, Jesus het opgestaan uit die graf. Jesus was daar, maar sy kon Jesus nie uitken nie. Maar toe hy praat, toe sy stem hoor, toe weet sy, dit is Jesus. Die derde ene, daar was 'n man wat gesê het, as ek Jesus nie kan sien nie, dan sal ek aan hom nie kan glo nie. En die 4de ene is, Petrus en die disippels wat gaan visvang het, wat gesê het, toe Jesus daar aankom, hom nie dadelik uitgeken het nie, alhoewel een hom uitgeken het, en vir die ander kon ingelig het, maar dit is Jesus, en die ander het dit nie raak gesien nie. En weet jy wat, vanmôre dink ek, daar is baie wat sê, soos wat jy dalk sê, Here, ek erken U ook nie, of ek sukkel om U uit te ken tussen die baie gode wat daar deesdae aan ons bekend gestel word, en veral ons jong mense, wat so 'n geweldige blootstelling aan die gelowe van die wêreld het. Wie is die werklike Jesus? Ek wil die werklike God wil ek erken. Ek wil hom uitken tussen al die ander gode en al die ander verlossers. Ek wil weet wie is die werklike weg tussen al die ander weë wat aan ons bekend gestel word. En tweedens, Here, is jou begeerte, ek hoor nie U stem nie, of ek onderskei ook nie U stem nie. En ek weet nie of dit U is wat met my praat nie. Maria het die stem gehoor, maar jy sukkel dalk vanmôre. Wat is die oplossing? En die oplossing vind ons daarso in Johannes 20 vers 9. Een van die oplossings is, ondersoek die skrifte, verstaan die skrif. Johannes 20 vers 9 sê, dat hulle het nie geweet toe hulle gesien het die graf is leeg, het hulle nie besef, maar die skrifte het hulle tog gesê dit gaan gebeur en hulle het nie dit onthou nie. Hulle het nie tot die begrip van die skrif gekom nie. En een van die belangrike dinge om te weet wie werklik Jesus is, wie die werklike God, die werklike verlosser is om die skrif te gaan ondersoek. Dit is een baie belangrike ding. Matteus 22 vers 29 sê,
Toe antwoord Jesus en hy sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Verstaan jy wat Jesus sê? Jesus sê, as ons die skrif ken en God se almag verstaan, sal ons nie dwaal in ons geloof nie. Dan sal ons die ware Jesus erken en onderskei en deur die skrif sal ons sy stem duidelik hoor. Die Bybel, onthou net, is 'n betroubare bron van sy stem. Tweedens het Jesus gesê, salig is die wat glo al sien hulle nie. Nêrens het Jesus ooit in die Bybel gesê dat ons volgens fisiese openbaringe van hom moet lewe nie, maar dat ons 'n lewe van geloof sal lewe. En met reg sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 7, ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Jesus het aan Thomas gesê, salig, verlos is die wat God se woord blindelings glo sonder enige bewyse. Jy moet glo al sien jy nie die werklikheid nie. En geloof, soos Romeine sê, kom ons weer eens vanuit die skrif wat gepredik en geopenbaar word aan ons. So Here, in ons almal se harte is daar 'n diepe begeerte om U te ken, om U te erken en om U stem te hoor. Here, trek ons as U kinders in U teenwoordigheid deur U woord en praat met ons. Maak U self van U kinders bekend, sodat ons kan sê ek verstaan, ek hoor en ek sien. Amen.